Goeiemôre. Dit is sommer lekker koud hier in Pretoriasdorp. En ja, maar dit is heerlik om hier buite te kan staan nog steeds. Ek verkies buite, want dit is so in die natuur. En die datum vandag is 18 Junie. Ek is besig in 'n reeks om te gesels oor die name van ons Vader, want as daar nou een ding is waarvoor ons dankbaar moet wees, is dit oor wie ons Skepper God is. En sy karakter bepaal wie hy is. So daarom, kom ons kyk vandag asseblief saam na die naam Yahweh M'Kadesh. Yahweh M'Kadesh. En hierdie naam beteken die Here wat heilig is. Die kode vir hierdie woord in die Strong's Concordance is H6942. Die betekenis, volgens die Strong's, is as volg: a sacred place or thing, rarely abstractly sanctity. A consecrated thing, a dedicated thing, hallowed thing, holiness. En dan by die holiness is daar 'n verwysing na most holy. It also refers to a holy day, portion or thing. Dit beteken ook saint en ook sanctuary. In die King James vertaling, die volledige Bybel, word die naam 470 keer gebruik. En soos ek daarna kyk, is hierdie kwaliteit van heiligheid van ons Skepper God die belangrikste element van sy wese. Want dit is wie hy is. Hy is heilig. En ek wil sommer dadelik sê, ek voel my onmagtig om werklik met reg die heiligheid van die almagtige Yahweh M'Kadesh te kan beskryf. Mag ons Vader homself ten opsigte van hierdie naam aan my en jou openbaar. Vader, dankie dat ons kan bely dat ons dinge in boeke lees, dat ons dinge in die Bybel lees, dat ons dinge in die Gees ontvang. Maar Vader God, ek glo dat eers wanneer ons eendag werklik met U te maak sal hê, dat ons dan sal begin begryp wat dit beteken dat U heilig is. En Vader, die woorde wat ek het bedink het om te gesels oor, asseblief, ek bid U in die naam van Yeshua, kom vat U my woorde en maak dit verder duidelik aan elkeen wat ooit na die boodskap sal luister. Kom openbaar U self, asseblief Vader, kom openbaar U self aan ons, dat ons sal verstaan wat dit beteken dat U heilig is. Halleluja, amen. Wat ek kan sê is, dat die God in wie ons glo, is waaragtig enig. Besef eerstens, daar is in die ganse skepping niemand soos hy nie. Yahweh M'Kadesh is in sy eie kategorie. Hy is groter en magtiger as enige iets anders. En in sy volle wese is daar niks, net mooi niks, wat sleg of oneerlik of vals is nie. Hy kan niks verkeerd doen nie. In hom skuil daar nie eers enige iets wat negatief of onvanpas is nie. Hy weet alles. Hy kan alles. Absoluut niks kan hom ontgaan of by hom verbyglip nie. Daar is maar geen autoriteit groter as die van Yahweh M'Kadesh nie. Wat hy bepaal is, en dit gebeur. En in die kern van dit alles, staan die wonder daarvan,
dat daar nie 'n sweem, nie 'n gedagte van valsheid of enige vorm van donker in hom is nie. In hom is lewe, suiwer, opregte, goddelike lewe. Wat hy praat, is waarheid. Wat hy beloof, sal gebeur. Hy sal dit deurvoer. Die verduideliking van die begrip heilig in die Afrikaanse verklarende woordeboek lees as volg: volmaak, sonder sonde, godvreesend, eerbiedwaardig, plegtig, ernstig, gewyd, afgesonder, duur, wat dui op plig, diep, wat dui op eerbied, omdat daar geen valsheid in hom is nie, duld hy ook geen valsheid nie. Waarheid en nie die leuen nie, is vir hom aanvaarbaar. Waar ons selfs net 'n effense ander kleur aan waarheid wil gee, weet hy dit. Probeer jou voorstel hoe en wat dit is, daar waar ons Skepper as Yahweh Mkadesh op die oomblik is. Wat is dit in die atmosfeer waar hy is? Wat omhul hom? Lig. Want geen donkerheid of vorm van donkerheid waag dit naby hom nie. In sy teenwoordigheid is daar lig. Lig wat op alles val. Niks kan in sy teenwoordigheid wegkruip nie. In sy lig is alles aan hom bekend, hoe die mens dit ook al probeer verberg. Daarom is sy heiligheid omhul van waarheid. Geen vorm van valsheid of enige leuen sal in sy teenwoordigheid standhou nie. As gevolg hiervan is die grootste kenmerk van sy teenwoordigheid vrede. Lig, waarheid, vrede. Sien dit. Die oomblik wanneer ons nie in waarheid voor hom staan nie, skyn sy lig daarop. Waarop? Op ons leuen. Daarvan kan ons nie wegkruip nie. Geen mens kan sy lig ontglip nie. Slegs wanneer ons sy lig toelaat om ons ongeregtigheid te vervang met waarheid, ontvang ons weer sy vrede. En 'n volgende faset van wie hy is, wat ons in hierdie proses help, is sy geregtigheid. Daarom, ons volgende gesprek oor Yahweh Tzidkenu, die Here, ons geregtigheid. Want heiligheid en geregtigheid is pasmaats. Omdat hy 'n God van geregtigheid is hy heilig. Omdat hy heilig is hy 'n God van geregtigheid. Vader, dankie dat ons net by U kan stil word. En Vader, ek bely dat ons mense nie eers regtig presies verstaan watter invloed die wêreld op ons het ten opsigte van selfs ons verstaan van U heiligheid. Vader, vergewe ons en leer ons. Vader, ek bid dat U vir elkeen van ons waaragtig 'n begeerte gee om regtig te verstaan hoe U geregtigheid en U heiligheid mekaar ondersteun. Vader, ek glo elkeen van ons begeer om werklik in U lig te lewe. Help ons om hierdie twee elemente te verstaan, sodat ons veilig in U lig kan lewe, daar waar ons in U kan ingroei, waar
U ons kan help om ontslae te raak van alles wat ons weerhou van 'n heilige wandel. Maar Vader, in hierdie oggend wil ek net opkyk na U toe. En ek bely dat U alleen vir ons kan help om U heiligheid as ook U geregtigheid reg te verstaan. Gee ons die begeerte, Vader, sodat ons sal leer wanneer U met ons daaroor praat. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.